skokkend. Israel staan hier voor die Here op dieselfde basis as die heidenvolke. En God se oordeel is aan die kom. Kom ons bid saam. Driemaal heilige God, genadige Vader, Seun en Heilige Gees, vol ontferming en deernis met sondaar mense. En wat ons nog meer verwonderd laat is dat U daardie deernis met ons het, terwyl ons self min daarvan tentoonstel. Min barmhartigheid tentoonstel, min opregtheid. En tog kom U ons met U opregtheid deur U Seun Jesus Christus tegemoet. En wanneer ons dink aan hoe onrein ons gedagtes is, en hoe besmet en bevlek ons lewens is, en ons weet dit is U heilige standaard en ons kom nie daarby uit nie. En U weet ook hoeveel valse skyn daar by ons is, hoeveel vroomheid, dat ons in ons beste klere hier Sondag by mekaar kom, maar dat wanneer U ons ondersoek, U oë wat die hele aarde deurloop en niks mis nie, dan sien U deur al hierdie valse skyn. U ken ons deur en deur. En des te meer kan ons U net aanbid en dank vir die genade wat ons het in die Here Jesus Christus. Hy wat hier die mensdom aangesien het hier op aarde en innig jammer vir hulle gevoel het en hulle 'n woord gegee het en hulle 'n verlossing gegee het wat nie weggeneem kan word nie. Dankie vir die bemoediging van die Heilige Gees wat in ons harte spreek en vir ons sê dat hierdie woord wat ons nou gaan oopmaak, dat dit die waarheid is. Dat dit die ewige waarheid is, dat daar niks aan sal verander nie. In 'n wêreld waar daar soveel woorde en soveel beelde is elke dag, soveel dinge om te sien, soveel dinge om te hoor, soveel dinge om te lees, het ons 'n woord wat ewig is, deur die eeue na ons toe gekom het, wat vastheid en sekerheid gebring het vir ons voorgeslagte, en ook in ons lewens. En daaroor kan ons net verwonderd wees. Ons bid dan dat ons nou weer eens met die oopmaak van hierdie woord verwonderd sal wees. Verwonderd sal wees oor die verskriklikheid van U oordeel aan die een kant, en dan U ongelooflike, onbegryplike genade en goedertierenheid in dit wat ons het deur ons Here Jesus Christus. Amen. Ons begin deur te lees die laaste gedeelte, die laaste woorde van die Ou Testament in die profeet Maleagi. Dis die heel aan die einde, die heel laaste boek. Woorde wat betrekking het op die koms van die Messias deur die profeet Maleagi. Ons lees vanaf hoofstuk 3 vers 17. En hulle sal my tot 'n eiendom wees, sê die Here van die leerskare, op die dag wat ek skep. En ek sal met hulle medelee hê, soos 'n man medelee het met sy seun wat hom dien. Dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdige en die goddelose, tussen die wat God dien en die wat hom nie dien nie.
Want kyk, die dag kom en dit sal brand soos 'n oond. Dan sal al die vermeteles en almal wat goddeloosheid bedrywe 'n stoppel wees. En die dag wat kom sal hulle aan die brand steek, sê die Here van die leerskare, sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. Maar vir julle wat my naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan, en daar sal genesing onder sy vleuels wees, en julle sal uittrek en huppel soos kalwers uit die stal. En julle sal die goddelose vertrap, want hulle sal soos stof wees onder julle voetsole op die dag wat ek skep, sê die Here van die leerskare. Dink aan die wet van Moses, my knegt, wat ek hom beveel het op Horeb vir die hele Israel, insettinge en verordeninge. Kyk, ek stuur julle die profeet Elia, voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek. En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot die vaders, sodat ek nie hoef te kom en die land met die banvloek te tref nie. Dit dan uit die Ou Testament, en nou blaai ons na die evangelie volgens Lukas, en ons lees in Lukas 3, vanaf die eerste vers. En in die 15de jaar van die regering van keiser Tiberius, toe Pontius Pilatus gouverneur was van Judea, en Herodes viervors van Galilea, en Filippus sy broer, viervors van Iturea, en die land Trachonitis en Lysanias, viervors van Abilene. Tydens die hoëpriesterskap van Annas en Kajafas, het die woord van God gekom tot Johannes, die seun van Sagaria in die woestyn. En hy het gekom in die hele omtrek van die Jordaan en die doop van bekering tot vergifnis van sondes verkondig. Soos geskrywe is in die boek van die woorde van Jesaja die profeet, waar hy sê, die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. Elke dal moet opgevul word, en elke berg en heuwel wegsak, en die krompraaie sal 'n reguit pad word, en die skurwe plekke gelyk wee. En alle vlees sal die heil van God sien. Toe sê hy, dis nou Johannes die Doper, toe sê hy vir die skare wat uitgegaan het om deur hom gedoop te word, addergeslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toorn wat aan die kom is? Dra dan vrugte wat by die bekering pas en moenie by julleself begin sê, ons het Abraham as vader nie, want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders van Abraham te verwek. Maar die byl lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom wat dan geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. En die skare het hom gevra en gesê, wat moet ons dan doen? En hy antwoord en sê vir hulle, wie 2 kledingstukke het, moet meedeel aan hom wat nie het nie, en wie voedsel het, moet dieselfde doen. En tollenaars het ook gekom om gedoop te word en vir hom gesê, meester, wat moet ons doen? En hy antwoord hulle, moenie meer invorder as wat julle voorgeskrywe is nie. En die soldate het hom ook gevra en gesê, en ons, wat moet ons doen? En hy sê vir hulle, julle moet niemand geweld aandoen of iets afpers nie, en wees tevrede met julle soldij. En terwyl die volk in verwagting was en almal in hulle hart oorweeg het aangaande Johannes, of hy nie miskien die Christus was nie, antwoord Johannes almal en sê, ek doop julle wel met water, maar hy kom, wat sterker is as ek, wie se skoenriem ek nie waardig is om los te maak nie, hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Sy skop is in sy hand, en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak en sy koring saambring in sy skuur, maar die kaf met onuitblusselike vuur verbrand. Hy het dan ook met baie ander vermaninge die evangelie aan die volk verkondig. Maar toe Herodes die viervors deur hom bestraf is oor Herodias, die vrou van Filippus, sy broer,
En oor al die slegte dinge wat Herodes gedoen het, het hy, dis nou Herodes, by alles nog dit gevoeg dat hy Johannes in die gevangenis opgesluit het. En toe die hele volk gedoop en Jesus ook gedoop is, en hy besig was om te bid, het die hemel oopgegaan en die Heilige Gees het in liggaamlike gedaante soos 'n duif op hom neergedaal en 'n stem het uit die hemel gekom wat sê, U is my geliefde seun, in U het ek 'n welbehae. Dit is die woord van die Here en ons lees tot sover daaruit. Die woorde wat ons as teksgedeelte gebruik, vind ons aan die begin van vers 21 in die 3de hoofstuk van die Lukas Evangelie. En dit is hierdie woorde, toe die hele volk gedoop en Jesus ook gedoop is. Broeders en susters, wanneer ons die inleiding van daardie 3de hoofstuk so beskou in hierdie Lukas Evangelie, dan sê dit nogal baie van die omstandighede van die land in daardie tyd. Die beloofde land is in stukkies opgedeel. En die volk is oorgelewer aan vreemde oorheersers, Romeinse diktators en konings soos Herodes, die vuurvors, oorgelewer aan korrupte hoëpriesters, wat destyds deur die goewerneurs Pontius Pilatus self aangestel is. Johannes die Doper se prediking bring egter geen verligting aan hierdie volk nie. Hoegenaamd nie, want daai bietjie nasionale trots wat hulle dalk nog gehad het, wat dalk nog onder hulle was, word met een enkele woord uitgevee. Addergeslag. Hulle dalk nog gedink, hulle is kinders van Abraham, kinders van die verbond, erfgename van die beloftes. Wel, dis jammer, maar hulle is nie, hulle is kinders van die slang. God kan net sowel kinders van Abraham uit hierdie klippe verwek. Met ander woorde, die klippe het 'n nader verwantskap met Abraham as wat hierdie volk het. Skokkend. Israel staan hier voor die Here op dieselfde basis as die heidenvolke. En God se oordeel is aan die kom. Addergeslag weet julle aangewys om te vlug vir die toorn wat aan die kom is. Ons sien hierdie beeld van 'n nes krioelende slange wat begin skarrel in die hitte van die aankomende veldbrand. Ons sien die beeld van die byl wat teen die wortel van die bome lê. Maak nie saak hoe diep daardie wortels is nie, maak nie saak hoe ver terug ons geslagslyn na Abraham kan terugvoer nie, die byl lê teen die wortel van die bome, die vrugtelose bome gaan afgekap word. God se oordeel is aan die kom. En wie gaan daardie oordeel bring? Die Messias gaan dit bring. Die Christus van God gaan dit bring. God se gesalfde is aan die kom en hy bring 'n vloed van vuur. Ek doop julle wel met water, maar hy wat kom, hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Ons sien die beeld van die landbouer met die skop in die hand. Die koring is gedors. Die osse het reeds die gedorste koring fyn getrap. En nou bly dit net oor om daardie koring en daardie kaf te skei. Die landbouer begin aan een kant. Stelselmatig gooi hy die gedorste koringhalms in die lug. Die swaarder koring val onmiddellik op die vloer. Die ligter kaf word deur die wind weggevoer. Totdat die dorsvloer deur en deur skoon gemaak is. Eintlik, al verskil is dat Johannes eintlik nie na koring verwys nie. Hy verwys na mense. Hy verwys na 'n skeiding wat daar onder die volk Israel sal kom, wat die ware volk, die ware Israel uitmekaar sal haal, so radikaal soos die skeiding wat daar is tussen koring en kaf.
En die komende Messias, hy is die landbouer met die skop in sy hand, wat die kaf met 'n vloed van vuur sal verbrand. Hy is die vervulling van die profesie van Maleagi wat ons gelees het. Maleagi 4 vers 1, die dag kom, en dit brand soos 'n oond. En dan sal al die vermeteles, en almal wat goddeloosheid bedrywe, sal dan 'n stoppel wees. En die dag wat kom sal hulle aan die brand steek, sê die Here van die leerskare, sodat vir hulle geen wortel of tak oorgelaat sal word nie. Johannes sê, hy wat Johannes is, kan nie die Christus wees nie. Want sy doop, 'n Christus se doop verskil. En terloops geliefdes, die feit dat Johannes die doper se doop en die Christelike doop verskil, word deur talle charismatiese bewegings misgekyk. En daarom dring hulle vandag daarop aan dat ons as gelowiges net so moet doop soos Johannes die mense in die Jordaanrivier gedoop het. Johannes dompel hulle koppe onder die watervloed van die Jordaanrivier slegs as 'n teken van die komende vloed. Die Christus sal hulle onderdompel in die vloed van die Heilige Gees en van vuur. Johannes se doop gebruik slegs die teken van die oordeelsvloed, dieselfde oordeelsvloed wat die mensdom in Noag se tyd getref het, dieselfde oordeelsvloed wat Farao in sy strydwaans getref het. Johannes gebruik daardie teken om te verwys na 'n erger vloed wat aan die kom is, die Christus se vuurvloed. Johannes dompel hulle onder, maar hy laat hulle nie verdrink nie. Hy bring hulle koppe weer op. Hierdie keer kom hulle veilig deur, sodat hulle self kan bekeer, sodat hulle kan onderwerp voordat dit te laat is, sodat hulle kan onderwerp aan die Messias voor dit te laat is. Hulle kan onderwerp aan die oordeelbringer wat aan die kom is. En weer eens, wie is dit wat geoordeel gaan word? Dis hierdie mense wat voor hom staan, die tollenaars, die afpersers, die soldate, die suiniges, die onmededeelsames, die mense van Jerusalem en die hele Joodse land, die hele ou addergebroedsel. En so lees ons, en so sê ons teksvers, so is die volk gedoop. En die hele volk wat Johannes se boodskap gehoor het en dit geglo het en vergifnis gesoek het, die hele volk wat die woorde van die profeet gehoor het en hulle self wou voorootmoedig voor die komende Messias, hulle het die teken van Johannes se doop ontvang. Ja, daar is een aan die kom, een sterker as Johannes, een waardiger as Johannes, baie waardiger. En ons moet ons voor hom verootmoedig. Dit is die komende Messias. Slegs deur hom kan ons die komende oordeel vryspring. Slegs die Christus kan ons red van die vuurvloed. Johannes die Doper ontbloot die volk se sonde toestand in hulle absolute verlorendheid. Hulle enigste hoop is hulle onderwerping aan God se gesalfde. Hulle enigste hoop is om hulle met God te versoen. Johannes die Doper maak die berouvolle volk bymekaar in afwagting op Christus. En so gaan die profeet van die Allerhoogste vooruit. Getrou aan sy roeping gaan Johannes die Doper vooruit om die paaie reg te maak vir hom wat aan die kom is. Dis 'n verskriklike beeld wat Johannes hier voorhou. Die beeld van die Christus en die Christus se komende vuur en vloed van vuur. Verskriklik is daardie Christus in sy krag en sy majesteit. Wie kan die dag van sy koms verdra, so vra die profeet Maleagi elders. Wie kan standhou as hy verskyn, want hy sal wees soos die vuur van die smelter. En dan geliefdes,
So het ons gelees. Dan kom die Here Jesus en hy laat homself ook doop. Die hele volk is gedoop en Jesus is ook gedoop. Dis wat ons gelees het. In die parallelle gedeelte in Markus staan daar, en in die dae het Jesus van Nasaret in Galilea gekom en is deur Johannes in die Jordaan gedoop. Johannes die doper voorspel die oordeelbringer. Die volk verwag 'n soldatekoning, een op 'n wit perd. Sy oë soos vuurvlam, hy voer oorlog en oordeel en geregtigheid. Hy is bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop is. En die leers van die hemel volg hom op wit perde, en hy regeer met 'n ysterstaf en hy trap die parskyf van die wyn van die grimmigheid. Jy weet dus hoe Christus in die boek Openbaring beskryf word. Is dit nie so, die broeders en susters? Die koning van die konings, die Here van alle here. En hier kom 'n timmermansseun na vore, sonder enige glorie, sonder enige gestalte of heerlikheid, met geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie, soos hy in Jesaja 53 beskryf word. Die seun van 'n timmerman uit Nasaret, 'n klein agtertangse dorpie in Galilea. En Johannes het hom tog herken. Deur die genade van God herken Johannes hom toe. Deur die genade van God, deur die Gees van God, wys Johannes toe die Messias uit. Christus wat homself ten doop aanbied. Volgens Matteus het Johannes aanvanklik geweier om die Christus te doop. Volgens Matteus het Johannes hom ernstig teëgegaan en gesê, ek het nodig om deur u gedoop te word en u kom na my toe. En Jesus het hom geantwoord en vir hom gesê, laat dit nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Eers 3 jaar later, sou die volle betekenis van Jesus se woorde duidelik word. Eers 3 jaar later op Golgotha sou die evangelielesers weet wat alle geregtigheid beteken. Maar hier waar die Seun van God, die Christus, papnat in die water staan, sien ons iets van die goddelike misterie. Die Christus kom om te oordeel. Die Christus se skop is in sy hand, maar eers kom staan hy in die Jordaan en hy laat homself onderdompel. Laat hy die teken van God se komende oordeel oor sy kop stroom, saam met sy mense, saam met sy broers en susters. En daardeur verbind hy homself met sy volk, maar nie net dit nie. Daardeur sê hy, daardie dag as God se oordeel kom, daardie dag as God se oordeel soos 'n vuurvloed kom, daardie dag as die wêreld deur vuur deurdrenk word, soos die Jordaanwater ons nou deurdrenk, daardie dag as daar met vuur gedoop word, dan sal ek daar wees vir my volk. Die Christus kom uit Nasaret in Galilea, en hy verklaar homself een met sy volk. Maar meer is dit, daardie dag as God se oordeel oor hierdie wêreld spoel, op daardie dag sal hy daar wees, hy sal daar wees vir hulle. Jesus verklaar homself gewillig om aan hierdie addergeslag verbonde te wees en om hulle te beskerm. Ons kan ook sê, hier waar die Seun van God, die Christus papnat in die water staan, hier het die Christus homself verloof aan sy bruid. Hier het hy aan beginsel reeds beloof dat hy eendag aan daardie verskriklike helse kruis sal hang, dat hy eendag die volle vloed van God se oordeel sal deurmaak ter wille van sy bruid. Laat dit nou toe, Johannes, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul.
Laat dit nou toe, Johannes, want eendag sal jou profesie vervul word. Eendag sal hy weer kom in verskriklike majesteit om die lewendes en die dooies te oordeel. Maar daar sal eers 'n verloving wees. Eers sal daar 'n bruilof wees. En jy weet wat, geliefdes, u en ek is in 'n sekere sin deel van daardie volk. Daardie volk wat daardie dag daar langs die Jordaan gestaan het. Ons en ons kinders in sonde ontvang en gebore. En daarom is ons onder die toren van God. So hoor ons in ons doopformulier. So hoor ons ook in die doopformulier, wanneer ons in die gebed daarin lees van daai doopformulier, dan weet ons staan ook saam met hierdie onboetvaardige wêreld wat met die sonvloed gestraf is. Ons is nie beter as die verharde Farao wat met sy manne in die Rooi See verdrink het nie. Dankie vir die genade van ons Here Jesus Christus. Ons is deel van daardie volk wat daardie dag langs die Jordaan gestaan het, die dag toe Jesus gedoop is. En tog weet ons vandag meer as hulle, baie meer, is dit nie so nie, geliefdes? Dit wat vir hulle in die toekoms gelê het, is vandag vir ons 'n herinnering. Ons weet wat daardie verloving en wat daardie huwelik, wat dit vir Jesus gekos het. En ons kan nie anders as om met skaamte en afgryse vervul te wees as ons die gebeure van Golgotha aan herinnering roep nie, as ons onthou hoe Jesus vir ons se skuld was toe God sy oordeel op hom uitgestort het. Jesus Christus, middelaar tussen God en mens. En ons weet meer, want ons het self ook 'n ander doop ervaar, en dit is die doop van die Heilige Gees. Ons kan vandag terugkyk na die vervulling van die ander deel van Johannes se profesie, die dag toe Christus hierdie wêreld met die Heilige Gees gedoop het. Die dag toe die Gees van God uitgestort is en God se berouvolle volk deurdrenk het. En daarmee die tydvak van die Nuwe Testamentiese kerk ingelei het. In daardie doop en deur daardie doop leef, groei en getuig ons elke dag. In en deur die waarheid van die Gees kan ons ook nie anders as om saam met Paulus te getuig oor die diepte van die rykdom en die wysheid en die kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe onnaspeurlik is sy weë. Want wie het die gedagte van die Here geken en wie was sy raadsman gewees? Amen. Kom laat ons dank. Genadige God en Hemelse Vader, ons bid dat die Seun se Gees in ons harte sal werk, dat ons hierdie genade boodskap wat ons vandag weer eens hier kon ontvang en onder mekaar kon deel, dat ons nie ligtelik daarmee sal omgaan nie. Dat ons nie teen die Heilige Gees sal laster. En die genade wat ons in die Here Jesus Christus het, dat ons dit sal afwys nie. En ons bid dit nie net vir onsself nie, ons bid dit ook vir diegene wat hierdie boodskap hoor, ons bid dit vir ons familie, ons vriende, hierdie gemeenskap waarin ons beweeg, hierdie wêreld waarin ons beweeg. Want so maklik gaan ons met hierdie dinge om, so vanselfsprekend. Ons bid dat U vir ons die verskriklike erns hiervan sal laat besef. Dat ons sal besef wat ons in die Here Jesus Christus het en hoeveel ons hom werklik moet waardeer. En dat ons hom sal lief hê bo alles. Ons vra Hemelse Vader dan dat die genadewerking van die Heilige Gees, dat dit sal uitkom by almal. Almal, nie net die wat by ons vir ons lief en dierbaar is nie, maar vir elke uitverkore kind van God.
dat daardie genade boodskap sal uitkom by hulle voordat die groot en deurligte dag van die Here aanbreek. Amen.